Al julle liewe broers en susters, baie welkom vanmôre. Lekker om saam met julle hier te wees. Dominee Rian is bietjie met verlof, is nog skoolvakansie. So dis my voorreg dat ons hierdie saamwees kan hê. Jy weet, ek dink aan baie keer dan sê ons mekaar, as ons hier sit, dan sê ons welkom in die huis van die Here, of welkom, of ons sê vir mekaar ons gaan kerk toe. Maar ons is nie nou in die kerk nie. Ons is die kerk. Die kerk is hier in hierdie gebou. Nou gaan die kerk huis toe. Dan vanmiddag is Sondagmiddag, gaan die kerk lekker eet. Gaan die kerk 'n middagslaapie vat. Vanaand dan maak ons alles reg. Môreoggend begin die skool, dan gaan die kerk weer skool toe. En die kinders en die ouers, die kerk gaan werk toe. En die kerk gaan lande toe, en die kerk gaan boer, en die kerk gaan besighede doen. Nee, ons is nie in die kerk nie. Ons is die kerk. En ons is heel week kerk. Ons kom net op 'n Sondag by mekaar, want dis vir ons spesiaal. So baie welkom in hierdie samekoms van die kerk vanoggend. En mag die Here by ons wees, dis sy belofte, hy sal, want ons is in sy naam, en mag hy ons vul met sy liefde en genade, en ook in ons lewens bereik, dit wat hy wil. Ek gaan vir ons lei uit Psalm 95. Ekskuus, ek vat altyd die groot Bybel, want ek kan nie meer so goed sien nie, as dit naby is nie, so, kom ons word 'n oomblik stil, dan lyk vir ons met die pragtige verse uit hierdie mooi Psalm. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, en laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God. Hy is die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom. Die kruine van die berge is syne. Die see is syne. Hy het dit gemaak. Sy hande het die land gevorm. Ja, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons juig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape. Ons word deur sy hand versorg. Amen. En broers en susters, hierdie wonderlike God aan wie alles behoort, net die berge, die see, die hele wêreld, die skepping is syne, en hy is ons God, en hy is hier by ons. So in sy naam genade en vrede vir almal van julle word aan ons geskenk deur God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, en deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing 'n lofsang, 'n lied wat lekker sing, lied 199. Ons staan en dan sing ons al 3 verse.
Ek gaan as ons die wet van die Here oordink, broers en susters, en so 'n tydjie maak vir toewyding, soos ons altyd doen in die erediens, wil ek vir ons 'n versie of wat lees uit 1 Johannes hoofstuk 3. Kyk hoe mooi sê hy daar in vers 11. Hy sê, dis immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Nou dit weet ons, en dan sê hy net so 'n bietjie verder in vers 16. Hy sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. So ons liefde moenie net mooi woorde in die kerk wees nie, né? Dit is eintlik dade. Ek het jare terug toe lees ek van 'n dominee in Suid-Amerika. Hy was nogal uit 'n groot kerk daar in Suid-Amerika gaan. En hy klim een Sondag op die kansel en die gemeente sit daar en die kerk is vol. Hy sê, broers en susters, die preek is, julle moet mekaar lief hê. Amen. En hy gaan sit. En hier sit die gemeente. Hulle kyk vir mekaar en hulle wonder wat gaan nou aan. Die dominee staan op, hy sê, het julle nie gehoor nie, broers en susters, julle kan maar gaan. Die preek vandag is, julle moet mekaar lief hê. Nou ja, die ouens het maar so 'n bietjie vir mekaar gekyk en hulle is toe huis toe. Die volgende Sondag, toe doen hy dit weer. En die Sondag daarna, toe doen hy dit weer. En toe begin die ouens vir hom sê, dominee, maar hoor hierso, wat is aan die gang? Kry ons nie 'n slag op 'n ander preek nie? Wanneer gee jy vir ons weer 'n preek soos ons preke ken? Toe sê hy, nee, julle doen dan nog nie eers hierdie een nie. Hoe wil julle 'n volgende preek hê as julle hierdie een nog nie doen nie? So tot ons dit doen hierdie ene, is hier nie 'n volgende preek in die kerk nie. Julle moet mekaar lief hê. En doen dit. En nou ja, toe die ouens met mekaar begin gesels en 'n bietjie by mekaar gehoor, wat is jou behoeftes? Hoe kan ek vir jou lief wees? En toe raak die ouens 'n bietjie by mekaar betrokke. Hulle het nie elke Sondag net gekom en geluister en opgestaan en weer huis toe gegaan. En toe hulle nou so rukkie daarmee aan die gang is, net om die verhaal nou af te sluit, toe sê hulle vir die dominee, maar dominee, wanneer kry ons nou 'n volgende preek? Toe sê hy, goed, julle doen nou soveel moeite met hierdie eerste ene, julle moet mekaar lief hê, volgende Sondag 'n nuwe preek. En die volgende Sondag, toe kom hulle en almal sit en wag, en die dominee sê, die preek vanoggend, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Amen. Nou ja, broers en susters, 'n mens hoef nie so drasties sekerlik te wees nie. Maar ek dink ons moet ook een ding verstaan. Die kerk gaan nie net oor mooi boodskappe en mooi preke en by mekaar kom op 'n Sondag en weer huis toe gaan nie. Die kerk is mense wat baie lief is vir Jesus, want hy het sy lewe vir ons afgelê, ons het dit gehoor. En vir wie dit so belangrik is dat hy dit gedoen het, dat ons ook bereid is om ons liefde met dade te toon. Nee, so kerk toe gaan nie oor mooi preek nie. Kerk toe gaan oor mense wat lief is vir Jesus en wat doen wat Jesus ons geleer het. U kan net so bly sit, kom ons sing 'n lied daarby. Lied 524, vers 1 en 3, dit sê ook iets van wat ons nou hier gehoor het.
Julle kan net so bly sit, kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hier kan saam wees vanoggend. En as ons hier saam is, Vader, dan onthou ons is die kerk, ons is God se mense, die mense wat U in Christus dwars oor die wêreld uitroep en bymekaar maak. Ja, Here, ons is U kerk, U eie volk, U kudde. Here, dit is vir ons so spesiaal. En as ons daaraan dink, moet ons altyd dankie sê. Dankie vir ons Here Jesus Christus. En dit wat hy kom doen het, want dis deur hom dat ons al hierdie rykdom by U gekry het. Dat ons U kinders mag wees. Dat ons eendag saam met U in die hemel mag wees. Dat ons die ewige lewe ontvang het. Dat ons sonde vergewe is. Here, ons is so ryk, ons het by U so baie gekry. Dankie daarvoor. Help ons Vader om altyd te waardeer wat ons het. Help ons dat ons nooit so gewoond raak aan al U dinge, dat dit nie meer vir ons spesiaal is nie. Here, help ons om elke dag te besef dit wat U vir ons gegee het en ook hoekom U dit gegee het. Vader, nie maar net om 'n klomp dinge te hê nie, maar om ons lewe te vul met U rykdom, sodat ons uiteindelik ook U koninkryk laat kom. Here, dat U wil geskied, dat ons saamwerk daaraan, dat ons op so 'n manier lewe, dat die hele wêreld weet, hierdie mense is God se mense, want hulle lewe op God se manier. Vader, wil U ons dan ook vanoggend op U besondere manier ontmoet, ons aanraak. Here, ons gee wat ons nodig het. As ons nou uit U woord lees en dit gaan oordink, Vader, wil U dan deur U Heilige Gees U woord lewend en kragtig maak. Here, wil U gee dat dit in ons uiteindelik bereik wat U wil hê. Ja, Here, dat ons sagte grond is, vrugbare grond, en as die saad van die woord daarop val, dat dit tot vrug kom en tot volheid. En ja, Here, maak vir ons ook sagte klei in U hande, want U is die pottebakker, dat U ons kan vorm. Here, tot ons uiteindelik die heerlike beeld van Jesus uitstraal in al sy volheid. Dat ons uiteindelik kan sê, Here, soos dit in U woord staan, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Vader, dis hoekom ons hier is. Wil U in ons Here Jesus Christus dit tot stand bring in ons, Here, wat vir U aanneemlik is. Daarvoor gee ons onsself opnuut weer in U hande. Here, en ons bid vir U gemeente hier in Bethlehem Wes. Here, dankie dat ons ook hier kan deel wees van so 'n mooi gemeente. Ons bid dat U ons altyd lei deur U woord en deur U Gees. Dat die lig van Jesus helder skyn. Here, en ons bid vir ons land. En ons bid vir ons owerheid. Vader, ons wil so graag almal in 'n land lewe waar dit goed en mooi en vredevol en voorspoedig is vir almal. Here, lei ons regering so dat ons daar uitkom. Dis hoekom ons bid vir hulle. Here, wees nou met elke een van ons en gee ons oop harte en 'n bereidheid, Here, soos ons nou net ook gehoor het in U wet. 'n Bereidheid om nie maar net met mooi woorde te luister wat U sê, maar ook om ons lewe daarvolgens in te rig en dit te doen. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Broers en susters, ons gaan nou lees vanoggend uit Johannes. Ek wil net voor ons lees net so ietsie sê oor Johannes. Jy weet, dis baie interessant as jy nou sy evangelie lees. Die ander evangelies begin met Jesus se geboorte, en die klem is altyd op verlossing en vergifnis en versoening en al die goed wat Jesus sou kom doen. En is natuurlik waar en is reg, en ek meen, dis by Johannes ook later baie duidelik.
Maar die interessante ding is dat as Johannes sy evangelie begin, dan gebruik hy 'n interessante beeld. Hy sê, Jesus het gekom, en hy het gekom na 'n wêreld wat in donkerte en duisternis is. En hy het gekom om die lig vir hierdie wêreld te wees. Nou wat hy eintlik bedoel, is Jesus kom na 'n wêreld wat God nie ken nie. Hulle weet nie mooi wie's God nie, hulle weet nie wat God wil hê nie, hulle weet nie waar moet hulle uitkom nie, elke ou leef maar sy eie lewe, op sy manier, en Jesus sê maar, of Johannes vertel ons in sy evangelie, Jesus het gekom om eintlik in 'n donker wêreld, waar ons God nie ken nie, vir ons te wys hoe's God, en wie God is, en hoe God dinge doen, en wat is God se manier van goeders doen. En as jy na Jesus kyk, na sy lewe, sien jy dit. Jesus het gesê, as jy my sien, sien jy die Vader. Die goed wat ek sê is nie my woorde nie, kom van die Vader. Die goed wat ek doen is nie net wat ek doen nie, dis die Vader wat hier tussen julle is in sy seun Jesus Christus. So vir Johannes, toe hy dit opskryf, was dit belangrik dat as ons aan Jesus dink, dan moet ons by Jesus gaan leer. Hy sê dit ook in sy eerste hoofstuk. Hy sê niemand ken God nie. Niemand het God ooit gesien nie. Maar sy seun, die een wat die naaste aan God se hart is, wat eintlik God self is. Hy ken God en hy kom leer ons oor God. En ek wil nou vanoggend vir ons lees uit Johannes 2, waar ek dink Jesus iets doen by daai bruilof in Kana, wat hy presies doen wat ons nou oor gepraat het, dat Jesus vir ons met dit wat hier beskryf word, eintlik soveel leer oor God. Oor hoe God is, en hoe God dinge doen, en hoe dit my lewe raak. So kom ons lees vanoggend uit Johannes 2, die eerste 11 verse, wat vir ons die mooi verhaal vertel, wat eendag gebeur het, lang terug by 'n troue, in 'n klein dorpie met die naam van Kana. Nou, ons lees in hoofstuk 2 vers 1, dat op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Nou toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Maar hy sê vir haar, waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. En hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit, en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het geweet. En toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Nou hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen, en hy daardeur sy heerlikheid laat blyk. Sy disippels het tot geloof in hom gekom. Jy kan ook sê sy disippels het toe in hom begin glo. Nee, dis nie asof hulle nou tot nou toe weet heeltemal tot glo. Hulle sou nog baie leer, so hulle het eintlik begin glo. So broers en susters, ek wil net hierdie laaste versie weer lees,
wat vir ons sê wat die groot doel was ook van wat hier gebeur, hierdie eerste wonderteken, het Jesus in Kana in Galilea gedoen en hy daardeur sy heerlikheid laat blyk. Sy disippels het tot geloof in hom gekom. En broers en susters, die interessante ding wat Johannes doen hier, is dat hy praat van dit wat Jesus hier gedoen het, nie as 'n wonderwerk nie, maar as 'n wonderteken. Hy sê hierdie eerste wonderteken het Jesus gedoen. Nou dis interessant as jy Johannes lees. Johannes het nie wonderwerke nie. Hy het wondertekens. En in sy hele evangelie is daar ook maar net 7. In die ander evangelies lees jy van baie wonderwerke en genesings en allerlei goed wat Jesus gedoen het. Johannes beskryf net 7. En hy noem dit elke keer 'n wonderteken. Hierdie is 'n wonderteken. Nou, hoekom noem hy dit? Dat as Jesus hierdie water wyn maak, hoekom noem hy dit 'n wonderteken? Nee, nou kyk, onthou nou as ek jou 'n teken gee, dan wil ek jou iets sê. Nee, as ek vir jou so wys, dan weet jy, ek sê vir jou, dit gaan goed. Nee, so 'n teken sê iets. 'n Teken vertel jou iets. 'n Teken, as Jesus 'n teken doen, is eintlik 'n preek. So jy moenie net kyk wat het gebeur nie. Jy moet eintlik sê, wat is die boodskap van dit wat hier gebeur? Wat wou Jesus vir ons sê toe hy hierdie klomp wyn maak daai dag by die troue? Nee, nou kom ons luister na 'n paar goed wat ek dink Jesus vir ons deur hierdie wonderteken wou vertel. Ek dink die eerste een is baie duidelik, ons het dit gelees in vers 11. Hy sê Jesus het dit gedoen want hy daardeur sy heerlikheid laat blyk. Nou wat beteken dit? Dat Jesus by daai trouetjie sy heerlikheid laat blyk. Nee, dit beteken dat Jesus by daai troue het daar eintlik vir die eerste keer iets uit hom gestraal van God self. Nee, die heerlikheid wat Jesus hier uitgestraal het toe hy dit doen, het eintlik vir mense gesê, "Jo, weet jy, God is hier." Want in dit wat hier gebeur sien ons die mag en die krag van God. En kyk broers en susters, as die klomp water wyn word. Ek meen, wie kan dit doen? Ek kan nie. Miskien as ek water kon wyn maak, het ek dalk nooit 'n dominee geword. Maar ek kan nie en jy kan nie. Nou wie kan water wyn maak? God kan. So as Jesus daai water wyn maak, dan weet almal in daai oomblik, weet jy, God is hier. Want dit wat hier gebeur, kan net God doen. Nee, so Jesus het in sy teenwoordigheid daar in dit wat hy gedoen het, vir hulle iets laat sien, dat as hy op 'n plek is God op daai plek. En as hy 'n ding doen, dan doen God iets daarso. So Jesus wys vir ons eintlik die mag en krag van God, wat in hom as God se seun eintlik ook na ons toe gekom het. Ja, en dis altyd vir my 'n wonderlike boodskap, broers en susters. Want weet jy, as God dit kan doen met water, hy kan dit wyn maak. Het jy al gedink, wat kan God doen met mense? Wat kan God doen met my? Wat kan God doen met jou? Nee, want daai God wat water wyn kan maak, kan nog baie meer doen in my en jou lewe. Nee, dis vir my so mooi in die stukkie. Hulle sê daar het Jesus het die wyn gemaak van die water wat in 'n klomp ou klipkanne daar gestaan het, of groot klipbakke, en die Jode het dit gebruik vir reiniging. So die goed is daar staan nou al eeue daar,
van die Ou Testament tyd af, waar hulle die goed gebruik het, want daar was allerlei voorskrifte vir die Jode, as jy na troue toe kom, en as jy by 'n huis ingaan, dan moet jy eers was en skoonmaak, en wat ook al. En Jesus vat daai water, en hy maak dit iets nuuts, iets anders, hy maak dit wyn. Nee, iets feestelik, iets vol. Nee, en broers en susters, ek dink partykeer dis wat God met ons ook wil doen, dis hoekom Jesus gekom het, is nie dat jy altyd maar net bly soos wat jy is nie. Dis omdat God jou wil verander. As ek en jy nie nodig gehad het om te verander nie, was dit regtig nie nodig dat Jesus kom. En hoe verander 'n ou? Hoe verander 'n mens? Ek sê jou, niemand anders as God kan 'n mens verander. En dis wat Jesus vir ons hier wys. So ek dink dis die eerste ding wat hy vir ons vertel oor God. Hy sê, kyk, wat kan God doen? En glo God daarvoor. Vertrou God daaroor. Ook vir jou eie lewe. Kyk, wat kan God doen? En gee jouself vir hom, dat hy dit ook in jou doen. Ja, ek dink die tweede ding, broers en susters, is altyd vir my mooi, dat as 'n ou nou hierdie ding lees, dan sien 'n mens tog ook, né, God se barmhartigheid en genade. Of laat ek so sê, ek dink hierdie wonderteken wat Jesus gedoen het, wys vir ons dat God het regtig 'n sagte hart. God is nie hierdie klipharde, ongenaakbare iemand. Dis glad nie hoe God is. God het 'n sagte hart. Hoekom sê ek dit? Want kyk, toe die wyn opraak. Toe niemand kon iets doen nie. Die arme bruidegom, was hy nou nie so ryk nie, want dit was maar in daai dae ook soos by ons, die bruidegom sorg vir die drank by die troue. Dalk was hy nou nie baie ryk nie. En toe die wyn nou opraak, wat moet hulle doen? Maar toe kom Jesus se ma by hom. En sy sê vir hom, weet jy, hulle het nie meer wyn nie. Nou hy het daar eintlik vreeslik kort af geantwoord. Letterlik staan daar, vrou, wat het dit met my te doen? My tyd het nog nie gekom nie. Nee, dis nie hiervoor wat ek op aarde is nie. Dit gaan eers later kom met die kruis en die opstanding en al die goed. Ek is nie hier oor die bruidegom se wyn nie. Maar dan doen hy dit tog. Nee, is dit nie ongelooflik? Dan doen hy dit tog. Jesus hoef dit nie te gedoen het nie. Dit mos nou nie sy probleem as die bruidegom nie genoeg wyn gekoop het nie. Maar hy doen dit tog. Hy help. En sy ma wys vir ons dat dis regtig so. As jy op God hoop en God vertrou, sal hy jou nooit teleurstel. Sy het geweet wat hy kan doen. En al het hy vir haar gesê, weet jy, dis nou nie regtig hoekom ek na die wêreld toe gekom het hy dit tog gedoen. En hoekom doen jy so iets wat jy eintlik nie hoef te doen nie? Jy doen dit omdat jou hart sag is vir daai mens. Jy doen dit omdat jy jammer kry. Jy doen dit omdat jy genadig is. Dis hoe God is. Nee, want Jesus wys vir ons met hierdie wonderteken wat hy doen. Dis hoe God is. God se hart is sag vir mense wat op hom vertrou. En mense wat in moeilike omstandighede is. En as hulle God vra om te help, hy help. So het Jesus gehelp. Ek dink broers en susters, hy het nie nodig gehad om dit te doen nie. Ek dink ek en jy gaan baie keer na God toe. En dan bid ons oor goed en ons vra God, en eintlik moet God vir ons sê, hoorie man, dis mos nou nie my probleem. Jy het dit veroorsaak, sort dit self uit.
Ja, dis wat ons baie keer doen, as ons sien ouens kry swaar. Hoorie, sorry. Kom maar self reg. Dis nie my probleem nie, dis joune. Jy het dit oor jouself gebring. En dan stap ons baie keer verby. Maar nie God nie, né? Nie Jesus nie. God is die een wat altyd die ekstra myl loop. Wat altyd doen wat hy eintlik nie hoef te doen nie, maar hy doen dit, want dis hoe God is. Dis hoekom Jesus later sê vir ons, man, as jy iets moet doen, loop die ekstra myl saam met iemand. Want dis hoe God is. Hy is ons Vader, ons is sy kinders. Soos hy maak, so maak ons. So ja, broers en susters, ek dink God kan baie keer vir ons sê, hoorie man, nee, dis nie my probleem hierdie. Maar hy doen dit nie. Hy help ons. Want God het 'n sagte hart. Dit wys hierdie wonderteken vir ons. Ek dink wat dit ook wys, broers en susters, is dit wys vir ons tog iets van God se oorvloed. Het jy al uitgewerk hoeveel wyn het Jesus gemaak by die troue? Nee, as daar 6 klipkanne staan met water en elkeen hou so 100 liter, dan het hy 600 liter wyn gemaak. So omtrent 800 bottels wyn in ons taal. As jy Kaap toe ry en jy wil 'n bietjie wyn terugbring huis toe, dan moet jy vir jou 'n sleepwaandjie kry wat groot genoeg is om so 67 kaste wyn op te laai. Dan het jy soveel wyn opgelaai soos wat Jesus daai dag by 'n troue gemaak het vir ouens wat al klaar die eerste lot opgedrink het. Net dis oorvloed. Dit is oorvloedig. Jy vra hoekom? Nee, maar as jy nou die Bybel lees, dan kom jy agter, maar daar's so baie goed wat Jesus doen wat vir ons wys dis oorvloed. Dis baie, dis meer as wat ons nodig het. Nee, onthou julle in die begin toe hy die disippels geroep het en hulle vang die hele nag vis en Jesus sê man, gooi die net aan die ander kant uit. Toe is daai net so vol visse, hy wou skeer, hulle moes 'n ander boot kry om te help om hy net uit te sleep, want God gee oorvloedig. En as dit kom by God se goed, broers en susters, dit raak nie klaar nie, dit raak nie op nie. My en jou goed, dit raak op. Maar nie by God nie. En as Jesus later brood en visse maak en hy gee dit nie maak nie, as hy die brood en visse vermeerder en hy deel dit uit, wat lyk my hy 2 keer gedoen. En 1 keer het daar 7 mandjies oorgebly. Ander keer het daar 12 mandjies oorgebly. God gee ons altyd meer as wat ons kan opgebruik. Nee, God is 'n God wat oorvloedig vir ons gee. En dit wys tog baie duidelik by die troue daai dag waar God dit gedoen het. God gee oorvloedig. By God gaan jy nooit kort kom nie. Nee, soos ek sê, ons goed raak op. My geduld raak op. Baie keer deesdae lyk my ons liefde raak ook op. Nee. Want ons is soos die bruidegom, ons het eintlik nie genoeg in onsself om vir ons te help tot die einde van die pad nie. Maar God het, broers en susters, so wat jy kort man, hy het meer as wat jy ooit kan opgebruik. Want God gee oorvloedig. Nee, dit sê die wyn vir ons. Wat daarmee saamgaan is dat wat God ons gee is ook die heel beste. Hoekom word dit vir ons beskryf dat toe die seremoniemeester, of jy kan ook sê die hoofkelner, of die ou wat nou eintlik chief in charge van die onthaal was, en hy moet kyk dat, jy weet, dat die wyn wat gedrink word, daarom ordentlike goed is. En toe hy daai wyn proe, toe roep hy die seremoniemeester, toe sê hy vir hom, jonge mens, sit gewoonlik eers die goeie wyn voor,
En dan die wyn wat nie so goed. Ek meen ons doen dit ook, né? Ek meen jy gee eers vir 'n ou 'n baie goeie bottel wyn en as hy so 2 glasies gehad het, dan wil ek jou nou sê, hy proe nie meer hoe proe die wyn nie, dan gee jy vir hom sommer 'n boks wyn. Né? Dis hoe dit by daai troue was. En dis hoe maar ons ook maar doen. Né? Maar nie Jesus nie. Nie God nie. Toe die seremoniemeester die wyn proe, toe sê hy, weet jy het die beste tot nou toe oorgehou. Met ander woorde, hierdie stuk in die Bybel vertel vir ons dat as God ons iets gee, is dit nie net oorvloedig nie, dis ook die beste kwaliteit wat dit kan wees. Dis nie maar net cheap stuff, goedkoop gemors, as God ons iets gee nie. Dis duursaam, dis kwaliteit. En ek dink, broers en susters, dat Jesus tog ook daarmee nie net vir ons wou vertel wat 'n goeie wyn kan God maak nie, maar ek dink ons moet tog ook sien wat 'n goeie mense kan God maak. Ek meen Jesus het tog ook gekom dat ek en jy die soort mens wees is wat die beste soort mens is wat 'n mens kan wees. Ek meen God se kinders is tog ook kwaliteit mense wat op so 'n manier leef dat dit gesien kan word. Dis God se kind hierdie. Ek dink, broers en susters, dis in ons land so nodig, dat hier tussen al die mense van die land en met al dit wat almal mee besig is, dat dit ook nodig is dat die mense in hierdie land is wat regtig kwaliteit lewens leef. Wat leef met integriteit. Wat leef met karakter. Wat nie maar net alles sal prysgee want hy kan 'n paar rand daar uitkry nie. Mense wat die beste soort mense wat 'n mens kan wees. Net soos wat God as ons hy die wyn gee hy tog vir ons die beste soort wyn wat wyn kan wees. Hierdie stuk roep ons om kwaliteit mense te wees. Nou, dis hoekom dit sê by hierdie geleentheid het Jesus se disippels hom begin glo. En hulle het hom begin volg. En hy sou oor tyd vir hulle leer, hoe leef 'n mens? Hoe leef 'n mens op God se manier? Hoe doen jy dinge dat dit duidelik is dis God se mens hierdie? Dis wat ek en jy leer by Jesus is. Hoe leef 'n mens 'n kwaliteit lewe? Men vir ons gaan dit nie oor roem en geld en al die goed wat die wêreld najaag nie. Daai goed bring jou niks. Maar om God se soort mens te wees, wat op God se manier lewe, dit het Jesus vir ons hier gewys toe hy die wyn maak. Nou, en dan, broers en susters, daar's nog een dingetjie wat altyd vir my so mooi is as jy dink, waar het Jesus hierdie wonderteken gedoen? Net dit was by 'n troue. Maar dit was by die onthaal. Nou broers en susters, kan maar vir Dominee Rian vra, jy weet, dis nou een ding van dominees, ons kom nogal baie keer by troues. En ons kom ook nogal baie keer by onthale. En ek het al gesien deur die jare, as jy nou regtig wil sien hoe's mense, moenie hulle hier kyk hoe sit hulle hier op 'n Sondagoggend. Kyk 'n slag by 'n onthaal by 'n troue. As die kroeg oop is en die dansbaan is oop en ons sit lekker in kuier en ons eet en ons drink en ons is vrolik. Ek meen dan sien jy hoe mense is, want daar op sulke plekke is ons gewoonlik doodgewone mense. Ons eet en ons drink en ons dans en ons is vrolik en ons geniet die lewe. Miskien partykeer selfs 'n bietjie te veel, maar nou ja. En is by so 'n plek, daar waar mense gewone mense is, daar by 'n plek wat ons baie keer sal sê, dis 'n wêreldse plek daar. Daar doen God wat hy daar vir hulle wys. Daar wys Jesus vir ons dat God is ook hier.
Daar waar mense doodgewoon by mekaar is, waar ons eet en ons drink 'n bier of 'n wyn of ons sit en kuier, of as jy nou nie drink nie, dan drink jy vrugtesap of wat ook al. Maar ons sit in lekker kuier saam en tussen ons is God. En tussen ons is God wat uiteindelik ook sy groot dinge wil doen in die doodgewone lewe van elke dag. Daar waar ons by die huis is, by die skool is, by ons werk is, op die lande is, daar waar ons doodgewoon mense is. Daar's die plek waar die groot krag van God in ons lewens ook beskikbaar is. Nee, so broers en susters, net om dit saam te vat, Jesus vertel ons oor God met dit wat hy hier doen. Hy vertel ons oor die krag van God in ons lewens en hoe God dinge in ons kan verander. Hy vertel ons oor God se sagte hart, wat 'n ekstra stuk pad saam met ons loop, al hoef hy dit nie te doen nie. Hy vertel ons van God se oorvloed, hy vertel ons van die kwaliteit van God se lewe, en hy sê vir ons in al daai goed bedoel God vir elke dag. Nie vir nou en dan nie, vir elke liewe dag, elke plek waar jy is, word 'n heilige plek. Elke ding wat jy doen, word 'n heilige ding, want jy doen dit vir God en jy is in God se teenwoordigheid. Nee, maar onthou nou, al hierdie goed sou nie kon gebeur het. Al hierdie goed wat ons hier raak sien, sou ons nie geweet het as Jesus nie daai dag daar was. So al hierdie goed wat ons van praat, God se krag, God se barmhartigheid, God se oorvloed, God se kwaliteit, elke dag van jou lewe kan alleenlik gebeure deur Jesus in jou lewe. So hierdie stuk roep ons om te doen wat die disippels gedoen het, om in hom te begin glo en saam met hom te begin lewe. Ja, so die preek eintlik vanoggend is maklik. Bly by Jesus, dan het jy alles. Hulle sê dat, nou my laaste sinnetjie, ek wil net 'n storieetjie vertel hier by een van die ou kerkvaders, was 'n ou met die naam van Hieronymus. Na die tyd van die apostels was mos toe al die apostels dood is, toe was dit die tyd in die geskiedenis van die kerkvaders. Daar was 'n ou kerkvader met die naam van Hieronymus. En nou sê hulle Hieronymus het ook een Sondag oor die stuk gepreek. En toe hy nou klaar gepreek het, toe sê die een ou vir hom, maar ou Vader, sê my nou net 'n bietjie. Die wyn wat Jesus toe nou die dag daar gemaak het hulle dit toe ook alles opgedrink? En nou Hieronymus het so gesmile, toe sê hy vir hulle, nee, dit was te veel. Elke keer nog as ons in die kerk nagmaal gebruik, dan deel ons van daai wyn uit, wat Jesus daai dag gemaak het. Amen. Ons Vader, ons sê vir U dankie. Here, dankie vir hierdie mooi stuk in U woord. Dankie vir dit, Here, wat U vir ons kom wys het en kom doen het in Jesus. Ja, Vader, U het vir ons lig gebring in 'n donker wêreld, dat ons U kan leer ken en die lewe leef waartoe U ons roep. En ja, Vader, dankie vir ons Here Jesus. Dankie vir dit wat hy kom doen het. Dankie vir U krag en U woorde en alles wat ons in hom aan deel kry. Vader, help ons om elke dag by Jesus te bly en te lewe in U liefde en barmhartigheid en in U krag en in U oorvloed. En in die beste wat U gee elke dag van ons lewe. Ons bid dit vir Jesus in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons gee kans vir die kollekte, dan gaan ons afsluit.
Baie dankie vir die diakens, vir julle dienswerk. Jy weet broers en susters, ek bly nou net hier bo, net hier op die hoek bo kan die kerk. En ek het nou vanoggend met die kar kerk toe gekom. Eintlik loop ons altyd wanneer is lekker naby, maar ek het nou met die kar gekom want hulle het gesê op die weer-app daar's omtrent 'n 96% kans dat hier 'n groot reën gaan wees in tyd van die erediens. En ek is toe nou nie lus om in die reën huis toe te stap na die diens nie. Nou ek sien nou nog nie dit nie. So ek weet nie of jy altyd die app van die weer kan glo nie, maar God, jy kan hom altyd glo. So jongens sê woord gehoor, jy kan hom glo. Dis betroubaar. Broers en susters, ons sing 'n mooi lied, ons sing Psalm 23, dis met so 'n bietjie ander beruiming, maar dis dieselfde mooi woorde, en ons sing van die mooi, dis in lied 577, vers 1, 4 en 5. Broers en susters, ek gaan nou vir ons die diens afsluit, maar ek gaan 'n ander seënbede gebruik as wat ons gewoonlik gebruik. Hier's 'n baie mooi een in Hebreërs, aan die einde van Hebreërs. Kom ons gebruik hierdie mooi seën waarmee die Here ons weer in die wêreld instuur. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, God het hom uit die dood teruggebring. Nou mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.